God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, drie enige God, liefdevolle God. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Here, vanoggend vier ons fees oor wie U is. Hoe U is. Here, dat U met sagte oë na ons kyk, dat U hart liefde lek vir ons, U kinders. Here, ons is pas uit Paasfees uit, waar ons stilgestaan het by die kruis en die opstanding van Jesus Christus. En Here, ten diepste is dit ook ons identiteit, dit is wie ons is. En in hierdie lewe, Here, is daar baie dinge wat veranderlik is. In ons eie land, 'n klomp goed, wat ons met onsekerheid laat, Here. Maar U, Jesus Christus, is die een aspek in ons lewe, waaroor ons altyd seker kan wees. En hier oop voor my vanoggend lê die woord van die Here. Die onfeilbare woord van die Here. En die outeur van hierdie boek is hier teenwoordig vanmôre. Dankie, Here. En wanneer ons dit nader en ons kom bid, Here, dat U die woord vir ons sal oopbreek, dan weet ons is op heilige grond. Spreek, Here. U kinders is hier om te luister. Amen. Johannes 20 vanaf vers 19 tot by vers 25. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ons lees net tot daar. Kyk net hoe mooi is my slides, né? En Braai het my gehelp. Amorey, dankie my kind. Jy het gesê ek moet vir jou krediet gee en toe het ek. So nou kan jy glimlag. Johannes 20, 19 tot 25, vriende, 'n kanonteks. En toe ek hoor dat ek weer aan die woord is, en dat ek julle kan kom bedien met die woord van die Here, altyd vir my 'n voorreg, het ek gesê, Here, waaroor praat 'n mens kort na Paasfees? Dit was immers so 'n spesiale tyd van die jaar vir ons elkeen, 40 dae, dalk het jy so 'n bietjie gevas, iets opgegee. En ek sê, Here, waaroor praat ek in hierdie teks? Kom druk die Here op my hart. Die disippels is in die bokamer, vriende. Op die oggend van die 27ste Junie 2017 ontvang ek 'n oproep uit Durban uit. Die persoon aan die ander kant van die lyn sê vir my, Henny, ek het baie slegte nuus vir jou. Jy moet spoedig Durban toe kom. Jou pa is oorlede, hy het sy eie lewe geneem. En vir 'n oomblik voel dit vir my dat my hele wêreld op sy kop gedraai is. En die fondamente van my lewe is geskit. En ek verwyk myself en ek vra my, Henny, wat kon jy anders gedoen het?
wat moes jy gedoen het, wat anders te kon jy gedoen het, om jou pa te red. En met groot haas is ek af Durban toe, om 'n klomp sake daar te gaan uitsorteer. En ek het die onaangename taak gehad, om my pa te gaan identifiseer. En ek stap by die plek in waar ek dit moet doen, en die dame wink my nader. En hier voor my lê 'n fraksie van die man wat my groot gemaak het. Hier voor my lê 'n fraksie van my held. Die man wat ek geken het, 'n trotse polisieman, wat my groot gemaak het met sekere waardes, 'n kwaai man, 'n moeilike man, en hier lê 'n fraksie van hom voor my. En ek veronderstel, vriende, dat as ek in hierdie kerkgebou moes rondgaan vanoggend, en ek vra, wat is jou storie? Gaan elkeen van julle 'n storie hê. 'n tyd in jou lewe toe jy God verlate gevoel het, 'n tyd toe die fondamente van jou lewe geskit was, tot in sy diepste fondamente wat jou lewe geskit is. 'n tyd toe hartseer en verlies en bekommernis en ontkerstening aan jou deur kom klop het. Ons almal het 'n storie. Ons almal het 'n storie van verkeerde besluite, 'n storie waar ons God teleurgestel het, 'n storie waar jy dalk voel, maar ek kon daar 'n ander besluit gemaak het. Hoekom het ek juis in daai rigting gegaan? Here, hoekom? En in ons teks vanoggend, vriende, toe ek met hierdie teks worstel en ek praat met die Here oor hierdie teks, en ek sê, Here, wat praat ek oor kort na Paasfees? Sien ek iets van hierdie ontkerstening en hierdie hartseer en hierdie onsekerheid sien ek by die disippels. Ek kan net dink dat hulle dalk in daai bokamer gesit het en gesê het, wat nou? Wat nou? Soos ek die oggend van die 27ste Junie. 'n paar jaar na my eie ma se dood. Here, my ouers is nie meer hier nie. Wat nou? En die vraag moes waarskynlik sterk in hierdie disippels se harte gebrand het, vriende. En boonop kom sê Maria vir hulle die Sondagoggend, kom sê sy vir hulle, raai wat? Ek het die Here gesien. En nou dink ek, hulle sit seker in daai bokamer en sê, maar het die vrou iets gedrink? Het sy dit verloor? Die Here gesien? Ja, Maria het die Here gesien. Die disippels vra seker, wat moet ons nou met hierdie inligting maak? Wat moet ek hiermee doen? En hier sit hulle, Sondag aand in die bokamer, en die gemoedere is laag. Hulle is verslaaf, vriende. Verlore, bang en onseker. En ek vra myself af, terwyl ek met hierdie teks werk, sê ek wonder waaraan het hulle gedink. Dus kan maar net raai waaraan het hulle gedink. Miskien was al die beloftes wat hulle aan die Here gemaak het voorop in hulle gedagtes. Beloftes van getrouheid aan die Here, dat hulle hom nooit in die steek sou laat nie, dat hulle bereid was, onthou hulle het vir hom gesê, toe hy op pad was Jerusalem toe sê hulle vir hom, Here, ons sal saam met u sterf. En wat gebeur by die tuin van Getsemane? Hulle spat. Hulle maak het hulle wegkom. Hulle verraai vir Jesus. Hulle laat hom in die steek. In die diepste nood. En in die diepste oomblik van sy grootste nood. Dalk het hulle besef, al hulle spoggery, hulle bravade, hulle verklarings van toewyding aan die Here, lê nou stikkend en verstrooid by die hek van die Getsemane tuin. Want toe die soldate Jesus kom vat, toe hardloop hulle weg. Petrus kap ore af, hy wil beklei. Jesus kom genees. Jesus kom maak gesond. Ons is nie seker, die Bybel sê nie vir ons waarheen dat hulle gevlug nie. Maar ons weet wat het hulle saam met hulle gevat. Hulle vat saam met hulle 'n herinnering. 'n Herinnering van 'n man wat homself nie minder as God in die vlees genoem het nie.
'n herinnering van 'n man wat hulle lewens onherroepelik kom verander het. 'n herinnering van 'n man wat wonderwerke gedoen het en wat mense tot die uiterste toe liefgehad het. Want elke keer as die disippels 'n melaatse man gesien het, het hulle gedink aan Jesus. Het hulle gedink aan sy barmhartigheid. As hulle 'n storm gesien het, het hulle geweet, o, dit is Jesus wat die storm op die waters kom stilmaak het, toe hulle gedink het, maar hulle gaan nou daar in die waters op die see verdrink. Toe kom maak hy die storm stil. Elke keer wat hulle 'n godsdienstige leier, ek het aanvanklik geskryf dominee pastoor, dit dog ek nie, moenie jouself impliseer nie. Elke keer as hulle 'n godsdienstige leier gesien het op die straathoeke, het hulle onthou van 'n man wat nie geskroom het om hulle skynheiligheid aan die lig te bring nie. Om vir hulle te sê, julle is dood. Wit geverfde grafte, dis wat julle is. Julle sê lang gebede op, maar julle blok die koninkryk van Jesus. O, hulle dit onthou. Nee, vriende, terwyl hierdie disippels bang en onseker en verslaan in die bokkamer sit, kan hulle nie vir Jesus vergeet nie. Hulle het onthou. Maar die realiteit van die saak waarmee ons in hierdie teks sit, is dat ons hier te doen het met 'n klompie bangmans iewers in 'n bokkamer in Jerusalem. Daarvoor dit is die nagmaal daar bedien, het Jesus voete gewas, het hy vir hulle die mooiste goed kon vertel oor hulle roeping, oor wie hulle is en wat hulle moet gaan doen. En hier sit hulle bang, nou het hulle vergeet. En ten spyte van die herinneringe en ten spyte van dit wat Jesus hulle geleer het, voel hulle dalk so sprakelose boodskappers. Hulle dapperste daad, vriende, was om die bokkamer se deur te sluit. Stil, hulle tong sit nou aan hulle verhemelte vas. En dis wat baie keer gebeur wanneer adversiteit aan jou deur kom klop. Wanneer hartseer en ontkerstening by jou kom aanklop, wanneer bekommernis jou hart kom vul, vergeet ons so maklik wat die Here ons geleer het. En die tragiese ding is, vriende, dat 2000 jaar later het nie baie dinge verander nie. O, die ou spreekwoord sê mos, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. Want hoeveel gelowiges vandag bevind hulle nie eers in 'n spreekwoordelike bokkamer nie? Hoeveel van God se kinders is nie ook vasgevang in die bokkamer van hulle eie lewe nie? Bang, onseker, verslae. Hoeveel gelowiges leef vandag nie die lewe van oorvloed wat Jesus tog vir ons kom gee het nie? Want ek is in 'n bokkamer. Ek was in 'n bokkamer. Wat hou jou in die bokkamer? En ons almal het genoeg godsdienstigheid in ons, vriende, om te sê ons glo. Ons het genoeg godsdienstigheid in ons om Sondag na Sondag kerk toe te kom. Maar is daar genoeg geesdrif in jou hart, vriende, hier post-Paasfees, om Jesus te gaan uitleef en om te gaan leef 'n lewe van oorvloed wat die Here gekom het om vir jou te gee? Is daar genoeg geesdrif in jou, genoeg geloof, kan jy genoeg onthou om te gaan leef soos wat Jesus jou geroep het om te leef? Kortom, soos die disippels sukkel ons almal op een of ander stadium met bokkamer bangheid, bokkamer angs. En wanneer die lewe kom stamp en stoot, en wanneer die lewe alles van jou kom stroop, soos wat die disippels ook maar gevoel het daar in die bokkamer. Want onthou nou net, vriende, alles wat hulle geken het, alles wat vir hulle bekend was, onthou hulle het alles gelos om Jesus te volg. Dis met eens by hulle weggeruk, bloeddorstig op die kruis van Golgotha se heuwel. Toe dit van 12 uur af donker geword het, want God moes kyk hoe sy seun die weerlig afleier word vir my en jou.
En hulle kyk dalk op na die kruis en sê, Here, wat nou? Here, hoe nou? Alles wat hulle geken het, is by hulle weggevat. Miskien het jy ook so 'n storie. Hulle is verwarde mense agter 'n geslote deur, ek en jy ook soms. Maar nou die vraag, wat sal nodig wees om die bokamer se deur oop te sluit? Wat gaan dit vat om die bokamer se deur oop te sluit? Wat sal maak dat ons uitgaan met oopgebarste en borrelende oorgawe om in vreugde te gaan leef soos wat Jesus dit van ons vra? Om in vrede te gaan leef, o vrede, 'n deeg wat by so baie van ons ontbreek. Wat sal maak dat ons Jesus aan die wêreld gaan voorstel? Wat sal maak dat ons in vreugde, vrede, liefde en hoop gaan leef? Wat sal maak dat ons vir die wêreld gaan sê, Jesus leef, o hy het opgestaan, die graf is leeg? Wat sal maak dat ons dit gaan doen? Die goeie nuus vanoggend, presies dit wat die apostels laat uitgaan het. Presies dit wat gemaak het dat hulle die deur van die bokamer gaan oopsluit en dat hulle buitentoe gestap het en dat die ganse wêreld en die vyand en al sy travade nog nooit die kerk kon stuit nie. Presies dit is wat my en jou uit die bokamer gaan haal. Nou wat was dit wat hulle dit laat doen het? Kom ons kyk na die teks. Stel jouself die toneel voor. Daar sit hulle, Johannes, Jakobus, Petrus, al die ander disippels, bang, hartseer, onseker, wat hou die toekoms in, Here? Onthou nou, hulle was geroepe mense. Hulle was die mense wat die kerk van Christus vorentoe moes vat. Maar Jesus is nou weg. En wat nou? En miskien het een van hulle gemompel, in my geestesoog sien ek het, alles is 'n gemors. Hoe gereeld sê ons dit nie, jy moet net die nuus aansit. En toe jy nog 'n beeld kon koop of 'n rapport op 'n Sondag, het jy dalk deur hom geblaai en gesê, alles is 'n gemors. En dan almal vra mekaar, wat nou? En met eens, hoor hulle 'n stem in die bokamer. Vrede vir julle. O, dis Jesus. O, dis Jesus, hulle verlosser, hier staan hy voor hulle. Vrede vir julle. Die graf kon hom nie vashou nie, vriende. Die deur of die steen van die graf kon hom nie terughou nie. Die vyand kon hom nie oorwin nie. Die dood kon hom nie oorwin nie. Die kruis kon hom nie oorwin nie. Die kruis is kaal, die graf is leeg en hier staan hulle Here en Meester. As jy enige iemand in jou lewe al aan die dood afgestaan het, kan jy net dink, hulle kom staan vir 'n oomblik voor jou. As so baie dinge wat ek vir my pa sou wou sê. Hier staan Jesus. Vrede vir julle. En wat bring Jesus? Hy bring dit wat hulle die nodigste het. Vrede. Hy bring homself. Hy gee homself, hy bring vir hulle vrede. Oei vriende, hy kom nie met verwyte nie. Hy kom nie uittrap nie. Hy kom nie met 'n sweep nie. Onthou julle het gesê julle gaan by my wees. Julle het almal pad gegee. Hoe sê ons in die Afrikaans in die volksmond? Ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Hoeveel keer in 'n huwelik sê jy nie vir jou vrou, hey, onthou jy 1991? Wat het jy gedoen? Nee, Jesus kom nie met dit nie. Vriende, hy kom sonder verwyte. Met liefde. Met 'n hart wat liefdelik in hulle diepste oomblik van nood in hulle bokamer. Vrede vir julle. Hoor jy dit vanoggend? Vrede vir julle. Verstommend hoe ons Here Jesus is. So verstommend dat Petrus 'n paar weke later in dieselfde Jerusalem waar Jesus gekruisig is, in die openbaar uitgaan en met oorgawe gaan preek hy. Daar in Handelinge 2 vers 36 gaan preek hy onverskrokke die woord van die Here, want hy het sy Jesus gesien, vriende. En 3000 mense gee hulle lewe vir die Here.
kerk van Christus is onblusbaar. Iemand vra my nou die dag, wat's die volhoubaarheid van die kerk? Ek sê, o, weet jy wie's die hoof van die kerk? Hy wat is, en wat was, en wat kom. Jesus is die hoof van die kerk. Natuurlik is die kerk volhoubaar. Jesus is nou op die toneel, vriende, en ewe skielik is daar nou hoop in hierdie bokkamer. Ewe skielik, jy kan sommer net in jou geestesoog voel, hoe dit net ligter word in daai bokkamer. Hoe dit ligter word in jou hart, wanneer Jesus op die toneel verskyn en sê, my kind, vrede vir jou. Wat het gemaak, dat die disippels daai bokkamer se deur oopsluit? Wat het gemaak, dat hulle die deure van hulle hart kom oopsluit? Die antwoord is eenvoudig. Hulle het Jesus gesien, en daardie aand, het die opgestane Christus tussen hulle kom staan. Hulle sondes, hulle hartseer, hulle onsekerheid het nou gebots met Jesus in. Het gebots met Jesus. En dis maar wat gebeur as jy in Jesus, vra maar vir Paulus. Op pad, by Damaskuspad, op pad om die kerk te gaan vervolg, dan het hy kop-aan-kop botsing met die Here Jesus, en sy hele lewe verander. En hy skryf die grootste gedeelte van die Nuwe Testament, plant kerke. En alles wat hier in hulle harte gedraai het in daai bokkamer, bots met die Verlosser. Die een wat verraai is, het teruggekom om sy verraaiers te vind. Nie om te oordeel nie, maar om te stuur. Nie om hulle te veroordeel omdat hulle hom vergeet het en weggehardloop het nie. Nie omdat hulle ewe skielik vergeet het van die opdragte wat hulle het nie. Nie omdat hy met hulle wil beklei omdat hulle vergeet het wat hy hulle geleer het nie. Nee, hy kom gee vir hulle nuwe lewe. Maar vriende, dis mos nou ook nie nuut nie. Niks is nuut onder die son nie. Soms kan ek en jy ook getuig van 'n tyd toe ons in die Here vasgeloop het. Toe ons verlam was in ons eie hartseer en ontkerstening in 'n bokkamer, ergens het ons ook in die Here vasgeloop. Hoe? Waar en wanneer het dit gebeur, hè nie? Vra jy dalk, ek bly jy vra. Want elke dag wanneer ek en jy 'n slag stil staan tussen al die malle gejaag, en ons raak sien wat God alles vir ons gee en doen, dan sien ons die Here. Wanneer ons na ons kinders kyk, wanneer ons na ons geliefdes kyk, wat God vir ons gegee het om hierdie lewe mee te deel, dan sien ek die Here. Telkens wanneer ons dankbaar is dat ons gesond is en kan werk, en 'n dak oor ons kop het, en mooi dinge in ons lewe het, sien ons die Here. Telke male wanneer jy gebid het, dat die Here vir jou deurbraak moet gee, dan sien jy die Here raak. Toe ons 'n paar weke terug, toe ek die oproep by Eben kry, en Thys is in die hospitaal, hy's in ICU, dan loop hy daar uit, dan sien jy die Here. Maar daar is soveel ander maniere, geliefdes, maar ons moet onthou wat die Here, daar waar God jou gebruik in iemand se lewe, daar waar God jou help om iemand by te staan, daar waar God jou gebruik om iemand by te staan wat krippel geslaan is deur die lewe, sien ek God. Daar waar jy voor 'n toe deur gestaan het, en op 'n wonderbaarlike manier maak die Here vir jou die deur oop, daar is God. Daar is Jesus in jou bokkamer moment. Daar waar dit donker is, of donker was, of dalk donker is in jou lewe, om watter rede ook al, en waar jy ewe skielik die lig gesien het, waar daar ewe skielik vir jou 'n deurbraak gekom het, en jy voel, maar hier's nou 'n wip in my stap, hier's 'n beantwoording van my gebed, dit is daar waar Jesus kom staan in jou situasie. Vrede vir jou. Jy sien, om Jesus te sien in jou lewe is om te onthou wat Jesus vir jou kom doen.
Om die tye te kom onthou toe hy die bokkamer se deur oopgemaak het. As die trane loop, onthou vir Jesus. As teleurstelling by jou kom klop, onthou vir Jesus. As vrees in jou voortuin kom tent opslaan, vriende, onthou vir Jesus. En as die dood opdoem, as woede skroei, as skande swaar word, en as dit vir jou moeilik word om jou ken te lig, lig jou ken, want jy ken jou lig. Onthou vir Jesus. Onthou die siekes, wat deur sy hande genees is. Onthou hy die menigte gevoed het, met so min. Toe die disippels sê, Here, waarmee moet ons hierdie mense voer? Bring wat jy het. O, dis Jesus, bring wat jy het. Onthou hom, toe hy mens geword het, toe hy kom ly het, toe hy op die kruis moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat, sodat ek en jy nooit weer so hoef te voel nie. Kan ek jou vra, sien jy dit in jou lewe? Kan jy nog onthou daar waar Jesus by wyse van spreuke in jou bokkamer kom staan het? Kan jy dit onthou? Daar waar ons bevlek was van sonde, waar ons niks verdien het nie. En Jesus nie gekom het met oordeel nie, maar met die woorde vrede vir jou. Hoe kort is ons geheue egter nie, vriende. Hoe vinnig vergeet ons nie die Here se werke in ons lewe nie. Want soveel gebeur met my en jou deur die loop van ons jare. Soveel dinge verander binne onsself. Soveel dinge verander rondom ons. En ergens langs die pad, vriende, vergeet ek en jy om te onthou. Hoe sing Lori Karel? Onthou om te onthou om te onthou. Ons vergeet. En dit gebeur so subtiel, ergens langs die pad. Vergeet ek en jy. Ons draai nooit weg van die Here Jesus af nie, nooit nie. Maar die vraag is, neem ons hom altyd saam? Neem ek en jy hom saam? Opdragte kom, bevorderings kom, begrotings word opgetrek, die werk word meer, die besigheid moet in stand gehou word, ek het mense om te betaal, ek het monde om te voer, kinders word gebore, kinders word groot, en Jesus, waar pas hy in, vriende? Waar pas hy in? Wat is dit wat jou in die bokkamer hou? Wat is dit in jou lewe wat jou gevange hou en waar jy in die bokkamer sit? Waar het jy vanoggend nodig om te hoor? Vrede vir jou. Ons het 4 maande terug Kersfees gevier. Vir die van u wat in die diens was wat ek gedoen het, vier jy nog 'n helder somer Kersfees? Hoor jy nog die bantamhoender getuig? Of het vrede, vreugde, liefde en hoop, is die kersie uitgebrand, kort gebrand? Is dit nog goed wat in jou hart draai? Ons kom nou net uit Paasfees uit. 40 dae lank het ons gebid en gevas en stil gestaan by die kruis van die Here Jesus. Wat het dit in jou wakker gemaak, geliefdes? Het dit iets in jou lewe kom verander? Het dit iets in jou kom wakker maak? Het jy weer in verwondering voor Jesus kom staan wat jou in die bokkamer kom ontmoet? Of was dit net nog 'n Paasfees? Van te veel paasbolletjies en eiertjies en in die skaal wys dit. Maar nou is jy geweeg en te lig gevind. Het dit iets in jou kom wakker maak? Wanneer laas het jy soos Thomas, almal oordeel hom in hierdie teks, maar wanneer laas het ek en jy soos Thomas die begeerte in ons hart uitgespreek, Jesus, ek wil U sien. Here, ek wil U weer ervaar. Here, ek wil U sien. Wanneer laas het jy vir 'n oomblik gaan staan in verwondering oor hierdie onbeskryflike groot God wat ons dien? Nou in die week, die reënboog
Stefanie, ek sien Orion op hulle Facebook, so oor die skool, die reënboog. My vrou en my kinders het buite toe gehardloop in verwondering voor hierdie reënboog. Wanneer laas het jy dit gedoen? Of blok die bokamer jou sig? Blok die lewe jou sig? En tussen al die papiere en agendas en dagboeke en vol programme en verwarde oomblikke en moedelose minute en besluitlose dae, staan Jesus voor jou. Vrede vir jou. Hy wil die deur vir jou oopsluit, vriende. Gaan jy hom toelaat? Want hy het mens geword en hy tussen ons kom tent opslaan. Is dit nie 'n voorreg om dit te weet nie, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees nie. O, die bokamer hoef jou nie langer gevange te hou nie. Iemand wat die Here in sy lewe ontmoet het, op watter manier ook al, kan tog mos nou nooit weer dieselfde wees nie. Die mens wat op dieselfde oomblik sy of haar totale verlorenheid in God se onwankelbare genade gesien het, moet tog weet en glo dat Jesus lewe en dat hy altyd daar is vir ons. Maar om te wanhoop, om moedeloos te word, sonder om God se genade raak te sien, is noodlottig. Dit maak van ons mense met vrees iewers in 'n bokamer. Dit verlam ons. Dit verlam ons vir die lewe. Dit verlam ons vir die kragtige getuienis wat ek en jy het om te gaan lewer. Dit verlam ons in ons verhoudings. Dit laat ons alleen voel. Dit laat ons eenkant voel. Dit hou ons gevange. Maar om egter Jesus se genade in jou wanhoop te sien, dit is bekering. Dit is om te glo en te lewe met oortuiging dat alles reg is. Al is alles nie reg nie. Die versigtiging vanoggend, geliefdes van die Here Jesus, is nie dat ons met soos volstruise met ons koppe in die sand lewe nie. Alles gaan nie altyd reg wees nie. Maar om te weet, ek is nie alleen nie. Om te weet, die Here is by my. Dis om te glo, te weet, te ervaar. Ek het gister. Vandag gaan ek. En môre sal ek die Here sien. En daarom sal ek nooit, maar nooit vergeet nie. Ek sal nie vergeet nie, Here. Jesus het nie verniet kom lei nie. Jesus het nie verniet kom lei en opstaan en die dood oorwin, dat ek en jy in ons hooploosheid rond lê in 'n bokamer ergens nie. Nee, dis nie hoekom Jesus gekom het nie. As jy dit onthou, dan Paasfees 2025 iets vir jou kom beteken. Dan wag daar vir jou 'n blink toekoms. Geliefdes, dis tyd. Kom uit die bokamer uit. Sluit die deur oop. Jesus het dit vir jou moontlik gemaak. Hoor die woord van die Here. Vrede vir jou. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Amen. Ek wil vir jou 'n liedjie speel vanoggend. Van die Here Jesus, deur genade alleen. Nee, Here Jesus, uit my eie uit is ek nie waardig om uit die bokamer te kom nie, maar deur genade alleen. Here Jesus, U vra nie my goed nie, U vra vir my hart. En dankie Here dat U hier is vanoggend om die bokamer se deur oop te sluit. Dankie Jesus dat U ons daar kom haal. En dankie Here dat ons vanoggend kan feesvier en kan weet, Jesus lewe. Hy het opgestaan en hy kom staan in my lewe en hy kom daag op die toneel en Jesus kom sê, vrede vir jou. O Here, dit weer klink in ons harte vanmôre, hierdie woorde van die Here Jesus, vrede vir jou. Hoekom kan ons vrede hê? Omdat Jesus lewe. Omdat Jesus nie gekom het met verwyte nie. Omdat Jesus gekom het met liefde.
en om ons in liefde op te tel, om op arensvlerke te vlieg, om die lewe te hê wat God ons bedoel het om te hê, om in volheid te gaan lewe, om in oorvloed te gaan lewe. Dankie Jesus. Amen.